Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend weet dat ons net kan kom oorgee by U, Jesus, dat ons vanoggend net alles vir U kan gee en meer dat U in beheer is, Jesus. Maar Vader, wat 'n voorreg is dit om vanoggend hier te wees en te weet dat U God is. Here Jesus, ek kom vanoggend en ek vra, Here, kom vat U oor vanoggend. Elkeen van ons gedagtes, elkeen van ons harte, Here Jesus, en dat ons vanoggend net sal weet, U is die groot ek is. Here, dankie dat ons weet dat U die koning is, Here, wat leidsman en stuurman is vir ons. Here, soos ons vanoggend net kom en ons harte oopmaak voor U en kom sê, Here, vat oor, neem beheer. En ek vra, Here Jesus, dat U vanoggend net elke hart sal hartseer sal kom heel maak, Here Jesus, dat U elke persoon wat siek is sal kom aanraak vanoggend, Here. En dat elkeen wat vanoggend hier sal uitstap, Here, nie dieselfde sal wees as toe die ingekom het, Here. Here Jesus, kom net vanoggend en maak ons harte bly. Kom geef ons vrede, die vrede wat net U kan gee, Here Jesus. Here, kom maak ons kalm en rustig. En dankie Vader vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir die genade op genade. Dankie vir die teenwoordigheid. En dankie dat ons weet, U is die ek is, Here Jesus. Ons bid nou dat U ons net sal seën verder en sal lei in Jesus groot en heilige naam. Amen. So, vanoggend wil ek iets met julle deel wat die Here op my hart gelê het. En dit was net eintlik so amazing hoe die Here eintlik al die hele week met my oor hierdie boodskap gepraat het. En so vanoggend wil ek dit met jou kom deel wat ek dink God wil hê. Want ek dink ons almal moet anders te kyk na die lewe. Okay? Ons moet ek hou aan sê ons moet positief wees, ons moet ook negatief wees, en ons moet die mooi goed raak sien nie, die lelike goed raak sien nie. En ons moet goed doen. Alles is deel van hoekom ek vanoggend wil sê wat ek wil sê. So die tema van my boodskap soos julle gesien het is die goddelike weg. En glo vir my, ek het vir Antoinette gevra. Ek het na haar toe gaan, sy sê van jy moet my help, want ek het die Engelse woorde, maar ek het die Engelse woorde gebruik. En die beste wat ons toe kom hier opkom is die goddelike weg. So vanoggend because it's God's way. Né? Dis God se weg, of sy manier, of sy weer, of sy. So vanoggend gaan ek met jou iets deel wat ek regtig glo God op my hart gelê het, en ek hoop as jy dit vat en jou eie maak vanoggend in die uitstap, gaan dit jou lewe verander. Dis hoekom ons kerk toe kom, om ons lewens verander te kry, om iets te kry wat ons deur die week kan kry en kan kry tot by volgende week wat ons weer iets hoor. So ek het regtig in my hart die ongelooflike begeerte dat ons net by God moet uitkom. Dat elkeen van ons 'n ontmoeting met God moet hê, meer as wat jy nog ooit in jou lewe gehad het. As ek nou vir jou vra vanoggend, wie van julle ken mense wat nie die Here ken nie? Wie steek vir jou hand op? Ons almal. So en waar is hulle? Hoekom bring julle nie kerk toe? Hoekom trek julle nie aan hulle ore hier toe? En dit gaan nie oor wat ek is, ek weet ek's oulik, maar nee, spot so. Dit gaan daaroor dat ons mense by God moet uitkry. Mense moet weet van God. En die enigste manier hoe hulle kan weet van God is as hulle in 'n kerk kom. En ek weet baie mense het al hierdie vooropgestelde gedagtes oor wat is 'n kerk en hoe gaan dit by 'n kerk en wie gaan kerk toe en weet ek kan vir jou al die redes stuur oor hoekom hulle nie wil kerk toe kom nie. Ja, daar's net 'n klomp hipokriete in die kerk en daar's net 'n klomp skynheilige mense en daar's mense wat net daar is om gesien te word. Kry staf, laat hulle hier wees. Ons is nie vir hulle ook. Maar weet jy wat, hoekom kom jy kerk toe? Dit gaan oor, ons sing nou daai liedjie, Come Jesus Come, en ek dink, Here, weet ons wat ons eintlik sing vanoggend. Besef ons dat as Jesus nou kom, hoeveel van ons is reg as Jesus nou kom? Hoeveel sy lewe is so dat hy kan sê, ek sal nou Jesus toe gaan. En as jy getwyfel het in daai sinnetjie wat ek nou net gesê het, is jy reg as Jesus nou kom? Moet jy weet jy is nog reg. En dan moet jy weet, ons moet werk daar. So vanoggend wil ek met jou deel, so ek gaan vra,
as jy kan die skrif hier agterop sit, sien ons raak oulik, ons sit die skrif hier agterop. 1 Konings 17 vers 1. 1 Konings 17 vers 1. En dit gaan oor Elia die Tisbiet, was 'n bywoner met Gilead. Hy het vir Ahab gesê, so seker as die Here leef, die God van Israel, en wie se diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reën val nie, behalwe as ek so sê. Die woord van die Here het tot Elia gekom en gesê, gaan hier vandaan af ooswaarts en gaan versteek jou in Kritspruit onderkant die Jordaan. Jy kan water uit die spruit drink en ek het die kraaie beveel om daar vir jou te sorg. Hy het gedoen soos die Here hom opgedra het. Hy het daar in Kritspruit gaan bly, onderkant die Jordaan. Die kraaie het vir hom soggens brood en vleis gebring en hulle het vir hom soms brood en vleis gebring. En hy het water uit die spruit gedrink. Uiteindelik het die spruit opgedroog en omdat die land nie reën gekry het. So, nou vra ek my, hoekom vertel ek jou die storie van die goddelike weg? Of pas dit in? Nou so, ek gaan het jou so verduidelik. So, terwyl ek toe nou besig gevoerd, kom ek op die prentjie af van waar Jesus of God vir Elia met 'n kraai voer. Nou, as jy so 'n bietjie agtergrond het oor 'n kraai, is 'n kraai nie 'n baie oulik dier. Hy skree, so daar ek kan 'n goeie kraai wees, ek wil nie vanoggend 'n kraai wees nie, maar ek kan dit baie goed doen, Dietrich. Ek weet. Okay, so jy kan 'n kraai kry, hy skree, hy's net te veel vir jou, en dan saam met die kraai wat so skree, is hy 'n scavenger, hy maak baie goed by mekaar, né? So eintlik waar hy nou veronderstel, so jy nou dink die kraai gaan al hierdie kos wat hy nou gekry om vir Elia te vat eintlik vir homself uit, maar God gee hom 'n opdrag om te doen wat hy wil hê. Hy vat vir elke oggend vir Elia, elke aand vir Elia brood en vleis. Jy vat wat ek sê. Dit is eintlik so amazing dat God die natuur gebruik. Die een dier wat jy nie eintlik sal dink gaan doen, hy doen gebruik. Hy gebruik die kraai om elke oggend en elke aand vir Elia kos te bring. En dan al wat Elia moet doen is afstap na die spruit toe en 'n bietjie water drink en dan sy sjap. En hy sorg vir hom so. So, hoekom sê ek vir die storie? Ons almal kla baie keer oor dat God nie vir ons voorsien nie. Maar ons kyk mis wat hy doen deur die mense om ons. So wanneer ek dink God voorsien hy. En hy gebruik sy maniere, nie my en jou maniere nie. Weet, ek en jy wil nou daar by die yskas kom, oopmaak, kyk al die lekkernye. Ek vind het lekker om al die lekkernye te hê. Maar is dit, God sal vir jou voorsien wat jy nodig het, as jy hom vertrou. En dit is presies wat God hier met Elia doen. Hy sê vir my, gaan eers vir die mense vertel, daar gaan nie reën wees nie. Daar gaan nie dou wees nie, en dit om te dink, daar gaan nie reën of dou wees nie, is skrikwekkend. En dan sê hy vir hulle, weet jy wat, en ek sal bepaal wanneer dit weer gaan wees. Wanneer God vir my sê, dis nou weer tyd om reën te bring, sal ons reën hê. En as jy nou daai storie verder gelees, gaan doen jou gis, is 'n interessante storie, ek is mal oor die storie, is waar die klomp Baal-profete begin dans en bid en alles gebeur en daar gebeur net mooi niks nie. En nader begin hulle mekaar seer maak, so gelees die storie. En dan kom ou Elia en hy wys vir hulle wie's God. Hy maak 'n sloot, hy bou die altaar, hy gooi die water, en dan dink jy nou weer self, jy's mal, jy gooi water, maar dan moet vuur kom. En hy kom wys net hoe amazing God is. Moenie God se teenwoordigheid en God se genade in jou lewe onderskat nie. As hy iets wil laat gebeur, sal hy dit laat gebeur. Dis hoekom ek sê, die goddelike weg is nie altyd my en jou weg nie. Ons wil dit net maklik hê. Ons wil dit ons mooi hê. Maar daar geen uitdagings is nie.
waar ons die hele dag kan agteroor sit en relax. Maar God het 'n ander plan. Want as ek en jy die hele dag net kan relax, gaan ons hom vergeet. As ons die hele dag net kan alles hê, soos in die koninklike, kom ons sê ons is koninklikes en ons kry net alles. Als uit die lig uit. Hoe gaan dit? Jy gaan net dink, wat moet jy doen? You've arrived. Jy het dit gemaak. En dan gaan ons van God vergeet. Want gaan kyk in die woord van God. Elke keer wanneer dit te goed gegaan het met die volk, is wanneer die volk afvallig geraak het. Gaan kyk in jou eie lewe. Sodra dit met jou te goed gaan, dan begin jy van die Here af te waal. Dan vergeet jy 'n bietjie van hom, skryf jy 'n bietjie een kant toe. En dan wanneer dit swaar gaan, wie is die eerste ou wat jy voor kwaad is? Vir hom. Terwyl jy net vir jouself moet kwaad wees. Want jy het nie jou ore oopgemaak. Jy het nie geluister toe God met jou gepraat het nie. Hy het vir jou waarskuwingstekens gegee, miskien al hom doorlaai en gesê, moenie dit doen nie, maar nee, Petrus is slim, kom ons doen dit. Ek kon myself al soveel hartseer en pyn gespaar het, ek het volgens my woord, gespaar het, as ek net my ore oopmaak in die eerste plek van God luister. Want dit is wat God wil hê. Ons moet na sy weë lewe en doen wat hy wil hê ons moet. Maar ons is slim. Ons het ons 'n brein gekry. En nou daai brein wat ons het, dink ons moet ons beheer. Terwyl ons net moet luister. En ja, ek sê nie, wag nou die hele tyd dat luister na God se stem. Ons almal het 'n verstand gekry, ons het almal 'n brein gekry, juis om te dink. Party gebruik hom en party gebruik hom nie. Ouch. Okay, ek dink ek moet aangaan met ek gaan nou sê wat ek jy moet sê. Okay, Rigter 7, as jy op iPad het of jy wil kyk, Rigter 7. Ja, jy is oulik te agter, ek laai vir. Die woorde. Jerubbaal dit is Gideon, okay, dit is sy ander naam, en al sy man het vroegmôre klaargemaak en kamp opgeslaan by En-Gahad. Die kamp van Midian was noord van Gideon se in die vlakte by Waarsers hoogte. Die Here het vir Gideon gesê, ek kan Midian nie oorgee in die mag van soveel manne by jou nie. Israel sal teenoor my spog en sê, ek het myself gered. Jy moet vir die manskappe sê, die wat bewe en bang is, moet omdraai van die Gileadberg af pad gee. Al die manskappe moet dit kan hoor. 22,000 man het toe van die leer af pad gegee en 10,000 het oorgebly. Toe sê die Here vir Gideon, daar is nog steeds te veel. Vat hulle af water toe en daar sal ek hulle vir jou sif. As ek vir jou sê, hierdie een moet saamgaan, moet hy met jou saamgaan. Maar elkeen van wie ek vir jou sê, hierdie een mag nie saamgaan nie, hy mag nie met jou saamgaan. Toe het Gideon die manne afgevat water toe, en daar het die Here vir hom gesê, elkeen wat water drink soos 'n hond, dit met sy tong oprek, moet jy skei van die wat kniel om te drink. 300 het die water met die hand opgeskep, die res het gekniel om te drink. Toe sê die Here vir Gideon, ek sal julle red met die 300 man wat die water opgeskep het. Ek sal vir Midian en jou mag oorgee. Die ander man moet almal huis toe gaan. Gideon het al hulle kos en raamsels gevat en toe het hy die ander almal huis toe gestuur. Hy het net die 300 by hom gehou. Nou ek moet sê, dis 'n bold stap. Eers is daar 22,000 wat bang is, so broeke bewe, wat huis toe gestuur is. En toe bly daar 10,000 oor, en van die 10,000 bly daar 300 oor. Nou ek moet sê, ek dink Gideon se broek het ook gebewe nadat hy dit gesien het. Maar daar was een ding wat hy gedoen het, hy het vertrou op God. En ons almal weet, Gideon het toe die oorlog gewen teen Midian. Met 300 man.
Maar weet jy wat was vir my baie opvallend? Die heel laaste sin wat ek vir jou gelees het, daar vers 8. Gideon het al die kos en ramshoorings gevat en toe het hy die ander almal huis toe gestuur. Hy het eers hulle kos gevat, hy het net seker gemaak hulle is gekeer vir hierdie. Hulle het genoeg stamina om hierdie fight te gaan vat, want hulle is net 300. Ek weet nie of ek dink, miskien gaan hulle gooi met die kos nie, maar iets gaan nie doen met dit wat hy hoor het. Want weet jy wat, dit is hoe ek en jy God moet vertrou as goed. God vir ons sê, maak van daai goed ontslae uit jou lewe, haal dit uit jou lewe uit, jy net ontslae raak van dit. Jy moet een ding besef. En weet jy wat, mens vergeet dit soms. Dit wat jy hier op aarde in mekaar maak, gaan jy nie hemel toe vat. Jy kan al die mooiste goed in jou huis hê. Dis waar dit gaan bly. En weet jy wat die ergste? Jou kinders en kleinkinders en almal gaan op 'n klein wat is dit? Ek moet daar nie. Ja, moenie behoed dit, wat dit gebeur. Ek sê vanoggend 'n goeie drama op nie. Weet jy wat? Ons moet besef dat dit belangrik is, dat ons eerder op God gefokus is, as op alles wat ons by mekaar maak. En dat ons eerder fokus op wat God sê, as wat ons doen wat ons wil doen. Al die goed hier op aarde is net hier verduidelik. Hierso kan mot en roes dit vernieuw. Maar daarbo, die skatte wat ek en jy by God by mekaar maak, kan niks oorkom nie. Want ons gaan vir ewig dit hê. Ons gaan met God vir ewig lewe en ons gaan vir God vir die res van ons lewe kan aanbid en prys en loof as ons daarbo is. En ons gaan dit wat in ons gesaai is en wat ons gedeponeer is. Sjoe, dit gaan 'n verskil maak. En dis wat ek en jy elke dag moet doen. Ons moet 'n verskil maak. Ons moet die Gideon wees wat uitgaan en die bereidwilligheid het om die evangelie te verkondig. Ek en jy moet op ons vertroue so op God sit, dat ons nie bang is nie. Weet julle wat is vir my, en ek en Antoinette praat nogal baie daaroor, die een ding wat vir my baie opvallend is in vandag se lewe, ons is meer bang vir die mense as vir God. Ons is meer bang vir mense as vir God. En as ons daai kan verander, dat ons eerder bang is vir God as vir mense, dink net wat kan gebeur. God is after all die een, die Alfa en Omega. Hy is die een wat ons alles gee. Hy is die een wat ons elke dag wakker maak. Hy is die een wat ons elke dag geleenthede bied. Wat kan 'n mens doen? Buiten miskien vrees in jou saai. Ek wil jou vandag uitdaag om nie toe te laat dat mense jou beheer nie. Moenie 'n puppet, daar sê baie groot woord, 'n puppet of 'n wat is die Afrikaanse woord vir puppet? 'n marionet. Hier ons is die groot woord. Marionet wees van ander mense vanoggend nie. Dis maklik om beheer te word deur iemand anders. Gaan daai kant toe, gaan daai kant toe. Maar intussen sê God jy moet so toe gaan. Net so kon Gideon sê, ek sal nie dat ek gaan al 10,000 wat nie, of ek gaan al 32,000 saam met my vat. Ek stem aan. En weet jy wat is so interessant van Gideon? Gideon het elke keer moes God hom nog iets gee. As jy nou voor dit gaan lees waar God nou die 32,000 verminder het, dan het hy gesê, ag jy my net gaan nog iets hier. En hoeveel keer is ons ook so, ag jy gee my net nog iets. Ek wil net doodseker maak jy praat met my. As ons net begin ons oor sal ons luister en hoor wie is God. En as ons God se stem ken, sal ons weet is hy wat met my praat. Dan sal ons nie soos Gideon wees, ag jy gee my nog iets hier. En ek doen dit op baie keer. Here, ek wil net nog iets sien. Ek daai ietsie. Ek dink God dink ons is mal. Hoekom nog? Hoor jy nog nie my stem nie? Ken jy nog nie my stem nie?
Ja, Here, maar net in geval ek dalk verkeerd gehoor het, laat ek net seker maak. Dis eintlik 'n klap in God se gesig. Maar dis nog 'n keer en nog 'n keer. Hoor wat God met jou sê, vir jou deel. Gaan uit. Gaan vertel vir die mense na buite van hoe groot en amazing God is. Weet jy wat? Ons is te bang vir alle mense van God te vertel. Maar wat is daai ou nou weer church? Ja, en wat gaan jy doen op pos? Here het gesê, weet jy wat, ek ken jou nie, want jy moet nie vir iemand gaan vertel het van my nie. Ek wil nie daar wees nie. So sorg dat jy vir ander mense vertel van hoe amazing God is. Wat hy in jou lewe doen. As ons dit kan doen, as ons, soos ek sê, openbang is vir mense, weet jy wat jy ook kan net sê, ek kan nie oor doen. Dat sit op hom, jy probeer. En party gaan of jou afjak gee en lelik, 'n paar gevleelde woorde tussenin gooi. Bless jou. Mag die Here jou seën. Al wat jy doen, jy het jou deel gedoen. Jy probeer. God het 12 manne gebruik om die wêreld te verander. En dit was nie die 12 slimstes en sterkstes en bestes nie. Dit was 'n paar rolmanne. Waar as jy nou hoor, ek dink my Petrus was een van die willigers. En toe gebruik God hom. So, jy het geen verskoning wat jy sit nie. As ek vir jou nou gevra, steek gou jou hand op, wie's lief vir God? Gaan julle almal julle hande opsteek? Nou, en dan gaan jy sê hier ook, want hoeveel siele het jy al vir Jesus gewen? Hoeveel mense het jy al van Jesus vertel? Ja, kan nie vir daai een vertel. Wat as hy my judge? Wat as jy hom vir die koninkryk van God wen? Weet jy wat, dis gewoonlik die persoon van wie jy die minste verwag, wat eintlik 'n kind van God sal word. Al wat jy moet doen is, plant 'n saadjie. Nie plant 'n saadjie nie. Weet jy wat, Jesus is lief vir jou. Jesus gee om vir jou. Is daar iets wat ek vir jou kan doen? Dis daai klein goedjies partykeer. Wat het daai persoon, hoekom is daai ou so nice? Almal like my nie, maar hoekom is hy so nice? Laat ek uitvind. Hoekom is jy so nice? Want Jesus het jou lief. En daarom het ek jou lief. En ek wil jy moet saam met my in die koninkryk van God wees. So maklik is dit. Maar ons is te bang. As ons die eie ek aan een kant te skuif, weet julle wat gaan in hierdie wêreld gebeur? Gaan kyk oralste. Elke storie, dit gaan oor een Pikaluna daar binne. Een groot bos. Wat selfs die kinderstories is deesdae so. Ek kan dink aan Bos Baby. Weet nie hoekom nie. Daar's een persoon wat almal wil roel. En eintlik die enigste ruler wat daar is God. God is die enigste wat eintlik is. God is die enigste wat eintlik 'n beheer het oor jou lewe. Want hy sê met jou alkohol wakker maak en of nie wakker maak nie. Ek gaan dan. Matteus 6
Matteus 6 vers 9, 'n baie bekende stuk, die Onse Vader. So maar moet julle bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op aarde skied. Net soos in die hemel, net so eintlik op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense die oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge kan vergewe nie. So, eerstens, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. So ek wil God se werk doen. So Here, ek wil u naam wat daar bo in die hemel is, wil ek vereer vanoggend. Ek wil aan u die eer gee wat u toekom. Ons veronderstel om elke oggend met 'n lied in ons hart wakker te word. Van dankbaarheid. Joy, 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 joy. Ek nog nie. Sien, ek is nie 'n goeie sanger nie. As ons opgewonde is, kan dinge gebeur. Laat u naam geheilig word. Here, ek dank u vir dit wat u doen. Okay? Gats, die volgende. Dan die volgende. Laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos. So, ek sê en jy sê, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Maar ons laat nie dit doen. En dan, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou iets wat ek baie opvallend gehoor het, eendag wat my nogal baie laat dink het, en dis kom ek hierdie gedeelte, gee ons vandag ons daaglikse brood. Beteken het God sorg vir jou elke dag. Reg? En dit is waaroor gaan. Om te weet dat God vir jou sal sorg as jy sy kind is. Hy sal vir jou uitkyk. Hy sal jou nie teleurstel. Nie op mense staat maak nie, maar op God staat. Elkeen van ons kan iemand anders te teleurstel. Elkeen van ons kan iemand anders te nakom. Maar God sal. God weet wat jy nodig het. So kies God se weg. En wat is sy weg? Is om hom te volg. Wat is dit? Om hom te vertrou. Om te weet dat God in die onmoontlike vir jou sal voorsien. Om te weet dat God die onmoontlike vir jou kan doen. As ek en jy 'n mindset kan hê om te verstaan dat God die onmoontlike in ons lewens kan doen, sal jy sien wat gebeur. Die disippels, toe hulle elke keer saam met Jesus geloop het, toe Jesus hulle geroep het en sê, kom volg my. Hulle het eintlik geweet waar is hulle op pad. Hulle het net gesê, ek gaan Jesus volg. En hulle het ook gevolg en hy het hulle elke keer gehelp. Hy het elke keer vir hulle raad gegee, vir elke keer die woord van God verduidelik, hy het vir hulle geleer, hulle het gegroei in getalle, hy het gesorg dat daar kos is, hy het niks visies, baie visies gemaak, hy het niks brood, baie brood gemaak. Hoekom? Want hy het vertrou op hom. Hy het gesien dat daar iets in God is. Ek dink dit so amazing geweest as God vandag saam met ons kon loop. Jesus saam met ons kon loop. Mense dalk beter verstaan het. Maar dit is waar geloof inkom. Ek en jy moet glo in God. Ons moet glo dat God 'n wonderwerk in ons lewe wil doen. Ons moet glo dat ons op God kan vertrou, dat hy onmoontlike moontlik kan maak. Is wanneer ons dit kan doen, wanneer ons menslike denke kan een kant toeskuif en net in die geloof optree, is wanneer God iets kan doen. Onthou, Petrus sou nie op die water geloop het, as Jesus net hom gesê kom, en hy die geloofstap gedoen het om op die water te gaan loop. Hy sou net daar in die boot gesit het.
Toe Moses by die groot see kom en hy moet oopmaak, as hy nie sy staf uitgesit, as hy nie geluister het na wat God gesê het nie, sou dit nie gebeur het nie. As Abraham nie besluit het om God te volg nie, sou hy nie groot nageslag gehad het nie. En so kan ons aangaan met elke persoon in die Bybel wat 'n geloofsheld is. Hulle het oorgegaan tot aksie. En toe gebeur daar iets. En dis wat God vir my heeft, ons moet 'n aksie toepas. Ons moet iets doen om 'n resultaat te kry. Jy kan nie net plat op jou boude sit en dink dit gaan heeltemal uitval nie. God sê beweeg. Gideon kon net verslaan, die mense verslaan, omdat hy geluister het na wat God gesê het. As hy nie geluister het na wat God, sou hy nie 300 manne hulle ander gesê het. Maar omdat hy geluister het, omdat hy gehoorsaam is. Dit is mos 'n baie moeilike woord vir ons groot mense. So gehoorsaam. Ons wil hê ons kinders moet gehoorsaam wees, maar ons wil nie gehoorsaam wees aan God nie. Martin, dis waarheid, né? Ja. Dinge kan nie gebeur as jy nie luister nie. Die weg van God is maklik as jy luister. Hoekom het God ons 2 ore gegee? Om mooi te luister. En hoekom net 1 mond? Om nog meer te luister. Want jy moet nie net praat nie. Jy keer so mooi en nie so. Gehoorsaamheid aan God is 'n baie belangrike faktor in jou lewe. Dis daai wat ek jou nou vertel het, as jy die waarskuwing kry, moenie dit doen nie, maar jy gaan nog. En dan wie is jy voor kwaad? Vir God. Nie vir jouself nie, vir God. Hoekom het jy my nie gehelp nie? Ek het probeer waarskuw, maar jy wil nie hoor nie. Partykeer moet ons voel om te hoor. Ek wil afsluit met hierdie stukkie. Matteus 26 vers 39. Dit sê, hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Jesus het verstaan dat dit nie oor hom gaan nie, dit gaan oor wat God wil hê. En dit is wat ek vanoggend vir ons sê. As ek en jy iets wil gedoen het, moet ons luister na God se wil en nie ons eie koppe volg nie. Jesus kon gesê, ek chicken uit. Ek gaan nie hierdie doen nie, ek gaan nie vir die mense daar. Ek gaan nie vir daai klomp mense wat my in elk geval gaan sleg sê en wat my in elk geval gevloek en my ek gaan nie vir hulle sterf nie. Hy het gesê, Here, nie wat ek wil hê nie, maar wat U wil hê moet ek doen, dit sal ek doen. Dit kom terug die goddelike weg. As jy doen wat God wil, sal God by jou wees. Jesus was nie verlaat nie. God was by hom. Met elke hou, met elke teleurstelling wat hy eintlik beleef het, elke vloek, elke spoeg, was God daar. Hoekom? Want hy het God se wil gedoen. Hy het gedoen wat God van hom verwag het. En dis wat ek vir jou wil sê vanoggend. Dis tyd dat ek en jy as kinders van God se wil doen. Terwyl ek hier sit, kyk ek na daai prentjie van Noag en ek dink aan gehoorsaamheid. As Noag nie gehoorsaam was om vir 120 jaar lank aan 'n ark te bou wat almal onder gaan uitgejou het nie, dan sou hy sy familie ook nie gered het nie. Maar as gevolg van sy gehoorsaamheid, omdat hy bereid was om te luister, het hy gedoen.
En weet jy wat, baie keer moet jy vir 'n lang tyd dieselfde ding oor en oor doen. En dis wat dit so moeilik maak, is omdat jy moet aanhou dit doen, dat jy nader wil ding opgooi, want hoekom moet jy aanhou? Nou, gevra vir Noag, ons het gevoel om 120 jaar iets te bou, wat almal hom oor uitjou. Daar is nie so hier in die lug nie, jy bou 'n ark. Ja, en wag, die weer kom. Wat weet jy? En toe kom die reën. En toe bloed almal. Want hy wou nie luister nie. En weet jy wat is die beste van alles? As jy nog vir sy kom, kry jy dit lewe dat doen, kom help my, kom bou, kom doen iets saam met my, dat ek julle, dat God julle ook kan doen. Nee, wat? Slim koppe daai. Slim van sy baas. Moenie daar een wees wat slim van sy baas is nie. Volg maar vir Jesus. Doen wat hy van jou vra. Dien hom met oorgawe. Volg hom met oorgawe. Wat het jy om te verloor? Ek vind eerder uit, daar is nie God nie, as wat ek uitvind, daar is 'n God en ek het nie omgevoel. Is dit so, of jy nou verstaan wat ek sê? Ek wil die Here dien, met alles in my. Ek wil hom volg met alles in my. Ek wil hoor wat hy sê. En ek wil doen wat God wil hê. Amen. Kom ons sit net so met ons. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit om U te ken in ons lewe. Wat 'n voorreg is dit om te weet dat U God is. Here Jesus, vanoggend aanbid ek U, kom loof ons U, kom prys ons U, kom eer ons U, Here, vir wie U is in ons lewe. Here, dankie dat ons weet U is die weg en die waarheid. Here, sonder U is ons niks nie. So Here Jesus, vanoggend kom ek net en ek bid dat U genade op ons sal wees. Here, ek bid dat U heerlikheid op ons sal wees en ek bid dat Here Jesus, dat U genade ons sal oorvloedig en oorweldig, Here, dat ons sal weet dat U met ons is. Here, dankie. Here, help ons om U weg te volg. Here, nie ons eie koppe te volg nie, maar te doen wat U wil. Here, as Gideon nie geluister het nie, sou dit 'n ramp gewees het. En net so kan ons van elke persoon wat ons leer uit die woord van God het, as hulle nie geluister het nie, sou sy vandag van hulle geweet het nie. Here, dankie vir daai mense wat getrou was en gehoorsaam was, Jesus. Here, ek kom net vanoggend en ek bid, Here, dat daai selfde gehoorsaamheid in elkeen van ons sal wees. Dat ons U sal volg, dat ons U sal dien, dat ons U sal loof, dat ons U sal prys, Here Jesus. Because You are the King of Kings, Here Jesus. Dankie Vader vir alles wat U doen, dankie vir die genade op genade. Here, gaan met ons elkeen vandag. Maak ons baie vir ons gelyk, Here Jesus. Here, en help ons om te luister na wat U sê, Here. Here, gaan nou net in die week met ons elkeen. Hou ons oë gefokus op U. Here, dankie vir elke oorwinning, vir elke deurbraak, Here, vir elke ding wat U na ons kant toe stuur, Here. Seën ons en lei ons, Here Jesus. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Mag julle regtig net 'n geseënde week hê en mag julle gehoorsaam wees hierdie week en luister as God praat. En gaan doen wat hy wil hê moet doen. Be blessed en gaan wees net die lig vir die wêreld daar buite. Ek besef net al hoe meer ek en jy het 'n groter verantwoordelikheid as ons ooit kan besef om die lig vir die wêreld te skyn. Amen.